Baie mense installeer iets in hulle voertuie, sodat hulle gewaarsku kan wees teen spoedlokvalle. Dit sou baie vreemd gewees het as jy die moeite doen om dit te installeer en dan word jy nog steeds in die spoedlokval gevang. Nou Spreuke 1 vers 17 waarsku ons teen hierdie soort van dwaasheid. Maar die verskil is net, hy gebruik die beeld van voëls wat in die net van die voëlvanger gevang word. Want die voëlvanger, en die beeld is eintlik, die voëls is onverstandig. Die voëlvanger gooi sy net uit voor hulle, maar dit waarsku hulle glad nie. Die aantrekkingskrag van die kos wat hy saam uitgooi, lok hulle maklik in sy net in. Hulle het gesien daar is gevaar, maar dit het hulle nie teruggehou nie. Hierdie optrede van die voëls word dan in Spreuke as 'n les of 'n waarskuwing voorgehou waarop ons moet agslaan. Nou in Bybelse tye het voëlvangers voëls met 'n net gevang en die voëls dan in die stad verkoop. Hy sou die kos of die lokka so uitsprei dat die net toeklap en die voëls vlieg dan in die net vas. As die net toegeklap het, kon die voëls maar probeer het om weg te vlieg, maar hulle was gevang. Die les is dat al het die voëls gesien hoe die net vir hulle gespan word, dit hulle nogtans nie gekeer het om daar te gaan eet en gevang te word nie. Weet jy, die les is, die net word gestel. Die konteks beskryf hoe dat mense hulle wend tot geweldsmisdade. Dit bring hulle eie lewens op die spel. Maar weet jy, dis interessant, alles begin eintlik by die verkeerde geselskap. Daardie geselskap is besig met 'n sondige lewenstyl, ten spyte van duidelike waarskuwings voor hulle oë. Hulle weet van ander mense wat soortgelyke oortredings begaan het, gearresteer is en dan swaar gestraf is. Hulle hoor die duidelike waarskuwings oor die oordeel wat kom. Selfs hulle gewete sê vir hulle dat God die soort dade veroordeel. Tog vlieg hulle net soos die voëls reguit in die net in. Jy sien, Spreuke wil vir ons wys dat sonde jou kan afstomp. Dit kan jou verblind. Het jy al gesien, op 'n sigaretpakkie staan daar, wees gewaarsku, rook veroorsaak kanker. Mense weet, om een keer dwelms te gebruik, kan jou verslaaf. Maar mense gaan agter die sonde aan, sonder om te skrik vir die gevaar. En dan skielik val die net op hulle. Die gevaar was die heeltyd daar. Dit was sigbaar, maar hulle het nie gedink dat hulle so gevang sou word nie. Die Here laat hom nie bespot nie. Wat jy saai, sal jy ook oes. Die net gaan toeklap. Jy ken die voorbeeld van die aap wat gevang word in die pampoen. Hy steek sy hand in, gryp die pitte, wil dit dan nie laat los nie. Wie die antwoord is eintlik so eenvoudig. As jy net oorgee, die hand oopmaak, dan maak Jesus jou vry. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die vryheid en die verlossing in Christus. Help vir ons om vandag die hand oop te maak en te laat gaan. Amen.